Paulus skryf vir die Christene in Rome, in Romeine 13 vers 11. Dit alles is nodig omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar dat julle die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby. Dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Paulus se punt is, dis nie meer lank voor die tyd soos wat ons dit nou ken, gaan eindig nie. Hy wil hê ons moet onthou dat die tyd waarin ons leef al minder raak. Daar is minder daarvan oor as wat jy kan dink. Daarom mag jy nooit geestelike sake probeer uitstel om eers môre daaraan aandag te gee nie. Jonathan Edwards het 'n preek gehad oor uitstel. En sy teks was Spreuke 27 vers 1. Moenie roem oor wat jy môre verwag nie, want jy weet nie wat die dag sal oplewer nie. In die preek het hy gesê, ons behoort ons elke dag so te gedra, daar niks is wat ons nie vandag wil regmaak, asof ons dit kan uitstel na môre en later daaraan sal aandag gee nie. Want dit is hoe jy aan die slaap is. Die Griekse woord wat Paulus hier vir slaap gebruik, is die woord waarvan ons woord hypnotiseer vandaan kom. Jy sien, die wat slaap, dis asof die duiwel dit reg kry om ons te laat slaap oor geestelike dinge, soos gehypnotiseerd is. Want dit lyk asof ons nie weet wat regtig om ons aangaan nie. In die boek Die Pelgrimse Reis is die verhaal van Christen wat gevlug het van die stad van vernietiging na die hemelse stad, na die hemelse Jerusalem. Kort nadat hy by die kruis kom kniel het en van sy sondelas ontslaag geraak het, ontvang hy 'n boekrol. En die mense wat hieroor navorsing sê, daardie boekrol is 'n beeld oor die sekerheid van sy redding. Elke keer wat hy na die boekrol kyk, word hy getroos en versterk. By geleentheid lei die pad na die hemelstad hom na 'n plek wat die heuwel van swaar kry genoem word. Dit was 'n moeilike en 'n uitputtende roete. By 'n veilige boomryke plek het hy gevoel as gevolg van die moeilike omstandighede dat hy tog nou maar net wil gaan lê en gaan rus. Daar het hy in die slaap geraak, maar hy het te lank gelê in slaap. En dan, as hy uiteindelik wakker word, is sy boekrol weg. Hy het probeer onthou waar hy oral was en dan onthou hy, maar dis terwyl ek so gelê en slaap het, dat ek die boekrol verloor het. Daarom het hy dit weer gaan optel. Hy was so bly om dit weer te kry, maar klaai, hoe het ek nie my tyd gemors nie. My tyd gemors deur aan die slaap te wees. Nou moet ek daar die hele roete terugstap, dis nou donker, dit het gevaarlik geword. Ek wil hê jy moet weer saam met my na vers 11 kyk. Dit alles is nodig omdat jy weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar dat jy die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as tot ons die geloof gekom het. Jy moet gereeld hieroor nadink. Ons verlossing is nou nader as toe ons aanvanklik begin glo het. Hoor mooi, dit is nie ons veroordeling wat naby is nie, maar ons verlossing. Die heerlikheid wat die Here Jesus vir ons in gedagte het. Paulus se aanmoediging is dat ons verlossing dan volledig gaan ervaar. Dat die wêreld vir ewig gereinig gaan wees van alles wat sonde veroorsaak en van dit wat die kwaad bring. Daarom is daar 'n terrein in jou lewe wat jy geestelik aan die slaap is. Dinge wat jy weet, jy moet gaan regmaak. Verhoudings wat jy weet wat stikkend is. Sake wat jy weet, waarmee die Here nie tevrede is nie. Jy mag nie aan die slaap raak nie, want jy maak dit net vir jouself onnodig moeilik. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons hierdie dag met U kan ingaan, as mense wat nie slaap nie, maar wat wakker is omdat ons verlossing naby is. Amen.